Heilige en almagtige Vader, o U wat op die eerste Pinkster die Heilige Gees uitgestort het op Christus se kerk. Nie 'n denominasie nie, maar die ware kerk van Christus. Ons buig in dankbaarheid en afhanklikheid voor U, veral na ook hierdie week se dienste. En die manier, Here, hoe U vir ons kom ontmoet het hier. Open vandag U woord vir ons. Here, na 'n week van woord, voel 'n mens amper voorbarig om dit te bid. Om weer eens te kom en vra. Open U woord vir ons. En verlig ons hart deur dieselfde Gees wat die apostels bekleed het met soveel krag. Here, U het self gesê in Johannes 16, wanneer die Gees gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Vervul daardie belofte ook aan ons weer vanmôre. Laat die lewende woord diep insink en die sakrament van die nagmaal wat ons nie van 'n kerk nie, maar uit die Here se hand ontvang het. Ons versterk vanmôre, ons harte aanraak in Christus ons Here. Die hele skrif is deur God ingegee, sê die Bybel. Dis nie ons woord nie. Skenk dat ons nie net hoorders mag wees nie, maar ook daders mag wees tot eer van U naam en die daadwerklike en kragdadige uitbreiding van die koninkryk van God. Soos wat ons in hierdie week gelees het in Jakobus 1, wees daders van die woord, nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. Ons kom bid dit in diep afhanklikheid en met ootmoed in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons kan blaai na Jakobus hoofstuk 2. Jakobus is 'n wegkruipbrief agter in die Nuwe Testament. Na Hebreërs. Ons het gesê in hierdie week dat Jakobus was 'n broer van Christus, broer na die vlees. Nooit in sy broer geglo as Messias nie tot na die opstanding. Toe sake verander. En nou kry ons hierdie briljante brief onder leiding van die Heilige Gees geskryf. Ons het maandag aand wat verby is, het ons begin by hoofstuk 1, vers 1, en ons het ons pad deurgewerk vers vir vers tot by donderdag aand, en ons het gekom tot by hoofstuk 2, vers 13. En nou lees ons 14, 2 vers 14. Jakobus 2:14 tot aan die einde van die hoofstuk. En dan het ek, soos ek gesê het vir u in hierdie week, ons gaan dan hoofstukke 3 tot 5 hou ons vir volgende jaar as die Here wil vir Pinkster. So ons gaan 2 Pinksters dus aan Jakobus brief spandeer. Ons lees by vers 14, wat help dit my broers, as iemand beweer dat hy glo, maar sy dade bevestig dit nie? Kan so geloof 'n mens red? Sê nou, daar is 'n broer of 'n suster wat nie klere het nie en dag vir dag honger ly. En sê nou, een van julle sou vir hulle sê, mag dit met julle goed gaan trek julle warm aan en eet genoeg. Maar julle gee nie vir hulle wat hulle nodig het om van te lewe nie. Wat help dit dan? So gaan dit ook met die geloof. As dit nie tot dade oorgaan nie, is dit sonder meer dood. Maar iemand kan miskien sê, die een het die geloof en die ander een het die dade of die werke. Goed, wys my dan,
Wys dan vir my jou geloof wat sonder dade is, dan sal ek vir jou my geloof wys uit my dade. Glo jy dat daar net een God is? Dis reg. Die duiwels glo dit ook, en hulle sidder van angs. Jou dwaas. Wil jy bewys hê dat geloof sonder dade nutteloos is? Ons voorvader Abraham het sy seun Isak op die altaar gelê. Is dit nie op grond van wat hy gedoen het dat God hom vrygespreek het nie? Jy sien dus dat sy geloof met dade gepaard gegaan het en dat dit eers deur dade volkome geword het. So is die skrif vervul wat sê, Abraham het in God geglo en daarom het God hom vrygespreek. Dis 'n aanhaling uit Genesis 15:6. En hy's 'n vriend van God genoem. Julle sien dus dat 'n mens vrygespreek word op grond van sy dade en nie net op grond van sy geloof nie. Is Rahab die prostituut nie ook vrygespreek op grond van wat sy gedoen het toe sy die verkenners weggesteek en hulle met 'n ander pad laat ontkom het nie? 'n Liggaam wat nie asemhaal nie, is dood. So is die geloof wat nie tot dade kom nie, ook dood. Ons lees tot sover saam uit God se onfeilbare woord. Mens gaan nogal goed verstaan dat lidmate, bedoel nie noodwendig hierdie gemeente nie, maar oor die algemeen gesproke, dat lidmate soms ontsteld voel, wanneer daar uit die skrif aangedui word, dat nie alle kerklidmate noodwendig geredde kinders van God is nie. En dat dit moontlik is om valslik gerus te wees. Wanneer dit uit die skrif aangedui word, kan 'n mens verstaan dat lidmate ongemaklik voel en selfs ontsteld. Wel, sulke lidmate moet dankbaar wees dat Jakobus nie hulle leraar is nie. Want hy praat onder inspirasie van die Heilige Gees so reguit, so op die man af, en ons het dit agtergekom in die week wat verby is. Maar hy praat ook met soveel opregte besorgdheid, dat dit byna klink asof hy die res van die Bybelse lering oor verlossing uit genade alleen weerspreek. Hy gaan so ver as om te sê, hier in vers 24 wat ons gelees het, 'n mens word geregverdig, dit beteken vrygespreek of gered, of hoe jy dit ook al wil noem, 'n mens word geregverdig deur die werke en nie geloof alleen nie. Daar staan dit, vers 24. En dis lynreg in stryd met wat Paulus byvoorbeeld sê, dis lynreg in stryd met wat die res van die Bybel sê, dis lynreg in stryd met wat, byvoorbeeld wat die groot boodskap is, wat by die reformatie herontdek is. Ook in daar in vers 21 waar hy sê dat Abraham deur sy werke geregverdig was, toe hy vir Isak gaan offer het. Terwyl iemand soos Paulus in Romeine 4 baie duidelik sê dat Abraham nie deur sy werke geregverdig was nie. En tog sê Jakobus dan nou weer in vers 23, Abraham het God geglo en is geregverdig. En daar stem hy weer ewe skielik met Paulus saam. Nou wat presies gaan hier aan? Gelukkig hoef u nie vir my die antwoord te gee nie, ek moet vir u die antwoord gee. Dit klink wel om lekker deur mekaar.
weerspreek Jakobus vir Paulus. Of hoe moet 'n mens dit verstaan? En as ons vanmôre hier sit met vraagtekens in ons oë, dan moet ons nie vreeslik alleen voel nie, want ook die 16de eeuse kerkhervormer Martin Luther het aanvanklik verkeerdelik gedink dat Jakobus 'n verlossing deur goeie werke leer en hy het Jakobusbrief 'n strooibrief genoem. Maar later het Luther egter begin verstaan wat Jakobus eintlik sê en het hy die brief weer ten volle aanvaar as deel van die Nuwe Testamentiese kanon. Jakobus praat so reguit en hy voel so ernstig oor die noodsaak daarvan dat 'n mens wat sonder werke slegs deur geloof in die Here Jesus se verdienste geregverdig is, dat so 'n mens se praktiese lewenswandel daardie redding moet en sal bevestig. Hy voel so ernstig daaroor dat dit klink asof hy die Bybelse lering van redding uit genade alleen weerspreek. Maar hy maak gebruik van wat ons sou kon noem 'n stylfiguur, wat ons sou kon noem hyperbool, 'n oordrywing om 'n punt in te hamer. Waarom doen hy so? Wat presies bedoel hy? Weerspreek hy regtig iemand soos Paulus wat sê dat niemand deur die werke gered kan word nie, Galasiërs 2 vers 16? Jy moet baie mooi let op wat hy sê, want daardie begin van vers 14 is eintlik 'n leidraad wat hy gee, want daar sê hy in samehang met sy oorhoofse doel waarom hy die brief geskryf het wat ons in hierdie week bestudeer het, sal jy onthou ons het gesê, ek dink ek het dit donderdag aand weer gesê, dat die oorhoofse doel waarom hy die brief geskrywe het, was as gevolg van sy bekommernis wat hy by Christene gesien het, van, kan jy onthou die woord wat ons gebruik het? Dubbelhartigheid. Dubbelhartigheid. En hier is 'n voorbeeld daarvan. Hy sê in hierdie paragraafie spesifiek, dat hy in vers 14, dat hy hom toespits hier op diegene wat, ek haal aan, beweer dat hulle glo. Met ander woorde, hulle bely dat hulle geredde mense is. Maar Jakobus het 'n bekommernis in sy hart, want hulle lewensvrug, of jy sou kon sê, hulle werke, weerspreek dit. Hulle was dubbelhartig dus. En oor hulle is hy diep besorgd. En in sy besorgdheid oor hulle, sien ons 'n weerspieëling van die Heilige Gees se besorgdheid, wat vir hom inspireer terwyl hy die brief skryf. Daarom sê Jakobus, jy kan nie so ver kom om jou dubbelhartigheid afgeskit te kry en 'n man en 'n vrou van een hart van geloofsintegriteit te word, indien jy nog in jou hart onduidelikheid het oor wat ware geloof is nie. Jy moet duidelik weet wat die ware Jakob is en jy moet sorg dat jy dit het. Jy moet duidelik weet, die ware geloof in ons Here Jesus Christus werk impakterend op jou lewe in. Dit skep iets, dit skep 'n lewenswandel, nie van sondelose volmaaktheid nie, maar 'n lewenswandel waar die Here Jesus en die koninkryk van God en die saak van die Here voorop in jou lewe kom. En almal wat jou ken begin dit sien.
En dit is die punt wat hy wil inhamer in hierdie, eintlik in die hele brief, maar veral ook in hierdie paragraaf wat vanmôre voor ons oop is. Die doel wat hy met hierdie paragraaf het, onder andere, is om die verskil vir ons te wys. Dit weet julle, jy kan nie die paragraaf lees sonder om dit te sien nie, né? Hy wil die verskil wys, want onthou, hy skrywe vir mense wat beweer dat hulle glo. Nou wil hy vir hulle die verskil wys tussen 'n dooie, nuttelose geloofsvertroue en 'n lewende, egte geloofsvertroue. Hy wil daai verskil wys, en hy gebruik skerp taal soos 'n chirurg wat 'n skerp skalpel gebruik om diep in te sny om uiteindelik te kan genees. Maar voordat ons by Jakobus se argument kom, moet ons eers doen wat hy in hoofstuk 1 self gedoen het. En dit is, ons moet die fondament van die evangelie boodskap net eers vir mekaar hier bevestig. En die fondament van die evangelie boodskap wat ek nou vir u gaan sê, word nêrens deur Jakobus weerspreek nie. Tewens, hy bevestig dit, soos ek nou net gesê het, self in hoofstuk 1. En dit is nommer 1, redding is 'n geskenk. Redding is 'n geskenk, 'n gawe. Ons word gered slegs deur God se vrye genade, deur te glo in die voltooide werk van Jesus Christus aan die kruis. En daarby moet ons nie dink dat geloof red nie. Geloof op sigself bevat nie reddende krag nie. Werke ook nie. Werke het ook nie reddende krag nie. Net die bloed van Jesus Christus red ons. Maar geloof is soos die hand, is soos die leë hand waarmee die hart van die sondaar God se gratis geskenk van verlossing in die Here Jesus aanvaar. Die hand op sigself doen niks. Hy dra niks by nie. Hy voeg nie by nie. Hy aanvaar dit wat Christus aan die kruis uitgewerk het. Dit is om God te glo, wanneer hy in sy woord bevestig wat Christus aan die kruis gedoen het. En hierdie geloof selfs is ook 'n gawe van God. Die Bybel bevestig dit in Efesiërs 2 vers 8 tot 10. En Jesus sê dit in Johannes 3 dat die Heilige Gees in ons harte werk. Dis hy wat ons harte herskep, sodat die resultaat daarvan is dat hierdie hand, kan jy amper sê, hierdie leë hand uitgaan om God te glo, om die geskenk te ontvang. So ons word nie gered deur die geloof nie. Ons word ook nie gered deur die werke nie. Ons word ook nie gered deur geloof en werke nie. Ons word gered deur Christus Jesus alleen. En hierdie perfekte Christus redding kan ons nie anders nie as om deur die geloof te ontvang. En hierdie fondament van genade, broers en susters, wat ek nou vir u uitgespel het, as hierdie fondament van genade in plek is, dan kan jy begin verstaan wat Jakobus doen. Want hy kom sê nou, dat hierdie geloof, soos wat ek het nou hier stapsgewys probeer verduidelik het, hy sê nou, dat hierdie geloof kan baie mense bely dat hulle het, maar dan het hulle dit nie, en jy kan dit sien, deur die afwesigheid van werke in hulle lewe. Ons word nie deur werke gered nie, ons word tot werke gered. Met ander woorde, as ons deur die geloof en die genade van God alleen geregverdig is deur die bloed van Jesus, wat ek in die geloof aanvaar, dan impakteer dit my lewe op so 'n wyse, wanneer dit 'n egte geloof is deur die Heilige Gees geskep, dan impakteer dit my lewe op so 'n manier, dat my lewe werke begin toon. Dan is dit nie meer dood nie.
'n dooie geloof, sê Jakobus, is 'n geloof wat uit woorde, belydenisse, intellektuele kennis en wat iets meer bestaan. En mens sien dit baie keer by mense wat in 'n Christelike ouerhuis groot geword het, dat hulle nooit waarlik, God red baie mense so, maar nie almal nie, dat hulle nooit waarlik wedergebore geword het nie. Hulle dink altyd hulle is dit. Is nie regtig 'n Heilige Gees impak op daai persoon se lewe nie. Jakobus sê dis waardeloos dan. Waardeloos. 'n Lewende geloof, sê hy, is 'n dinamiese verbintenis met die lewende Here Jesus en dit sal onvermydelik sigbaar word in jou praktiese lewe. Die vergelyking wat Jakobus maak is baie eenvoudig om te verstaan, baie eenvoudig. Hy sê geloof sonder dade is soos 'n liggaam sonder asem. Dis dood. Dis dood. Wanneer paramedici op 'n ongelukstoneel kom en die beseerde wat daar lê het geen hartklop nie, geen polsslag nie, geen oogrefleks nie, geen asemhaling nie, geen bloeddruk nie, geen temperatuur nie, dan verklaar hulle die persoon daar en dan dood. Dis nie omdat hulle oordeel nie, dis omdat daar nie werke is nie. Daar's nie vitals nie. En dan die eerste voorbeeld wat Jakobus noem van 'n dooie geloof, is wat ek noem, vers 15 en 16, wat ek noem is 'n gemakstoel geloof. Hy is sommer 'n denkbeeldige praktiese voorbeeld van 'n dooie geloof wat Jakobus daar noem, nie noodwendig iets wat nou gebeur het nie, hy noem dit maar net. Byvoorbeeld die scenario wat hy skets is van 'n medegelowige wat gebrek het aan kos en klere, en dan kom die reaksie van die dooie geloof, wat 'n persoon wat bely dat hy of sy die Here Jesus ken en liefhet, maar stuur dan vir hierdie persoon 'n WhatsApp en sê, ek hoop dit gaan goed met jou, my ou pel, en dat jy okay sal wees. Terwyl jy oor al die middele jouself beskik om te kan help, maar nie eintlik omgee nie. Daardie geloof, sê Jakobus, is eintlik selfgesentreerd. Dit gaan eintlik nie oor Jesus nie, dit gaan oor my. Dis praatjies wat geen verskil maak. Net praatjies. Die tweede voorbeeld van 'n dooie geloof wat hy noem, is die geloof van Satan. Vers 19 en verder. Baie skokkende voorbeeld, moet ek sê. Die geloof van Satan, die geloof van demone. Hy dink weer 'n denkbeeldige ding uit. Hy sê nou vir sy denkbeeldige leser wat nou die brief lees, hy sê, glo jy dat daar net een God is? En glo jy dat die een God net een, dat hy een is? En dat hy daar, wel, dit is so suiwer, dit is 'n korrekte teologiese belydenis. Daar is inderdaad net een God. Maar het jy geweet dat die Satan dit ook glo? Het jy geweet dat die bose geeste dit glo en dat hulle sidder? Jy sien, die duiwels en die demone het perfekte kopkennis. Jy kry nie 'n ateïstiese Satan nie. Jy kry nie 'n ateïstiese bose gees nie. Hulle is almal glo dat daar 'n God is. Hulle het almal as gevalle engele, was hulle almal goeie engele. Hulle het almal in God se teenwoordigheid groot geword. Hulle is deur hom gemaak. Hulle was in die hemel. Hulle het hom gesien. Hulle weet alles. Toe kom hulle tot 'n val, maar hulle het nog steeds die kopkennis. So lees ons in die Bybel dikwels dat die demone erken wie Jesus is. Hulle erken dat hy die seun van God is, wat die Fariseërs nie geweet het nie, maar hulle weet dit. Hulle glo die Bybel is waar. Dink byvoorbeeld hoe Satan vir Jesus quoteer uit die skrif. Maar hierdie kennis lei nie tot lewensvernuwing nie. Dit is 'n geloof sonder verhouding. Dit lei nie tot 'n stuk oorgawe nie. Dis net korrekte feitekennis. Sonder 'n hart brandende vir Christus. Dis die geloof van Satan. Jakobus sê dis dood.
En dit doen geweldig skade, want dit verwar mense. Dit doen skade in die kerk. Ek het koue rillings gekry, en u kan dit aanlyn gaan sien as u wil, maar ek het koue rillings gekry toe ek een keer gelees het van hoe die stigter van die Sataniste kerk in Amerika met die naam van Anton LaVey, toe ek gelees het wat hy self sê hoe hy 'n Satanist geword het. Ja, nou jy sien dit dan lees jy met al die oë. Wel, hy sê hy was voorheen 'n lidmaat van die Presbyteriaanse kerk in die VSA. Maar later het hy die Bybel en die lewende ware God het hy verwerp en die Satanskerk gestig. En nou wonder 'n mens onwillekeurig, maar wat op aarde kon in hierdie man se lewe gebeur het, wat so 'n geweldige omwenteling veroorsaak het, en hy vertel self wat gebeur het. Hy vertel dat hy as kind 'n ouderling in hulle Presbyteriaanse gemeente geken het, wat hom verskriklik as kind verwar het. Hy sê, want hierdie man het Sondag die kerkorgel tydens die eredienste gespeel, maar Saterdagaande het hy die traporgeltjie in die kroeg gespeel, waar die dronkaards en die oorspeliges baljaar. En op Anton se kindergemoed het hierdie ouderling se dubbelslagtigheid so indruk gemaak, dat hy begin het om heeltemal te twyfel aan die egtheid van die evangelie. En dit totaal verwerp het, en gekies het om die duiwel te dien. Dit is waaroor Jakobus se besorgdheid gaan. Oor hierdie skade. Nou, hierdie is natuurlik 'n tragiese voorbeeld van wat gebeur het, of wat gebeur, wanneer daar 'n gebrek is aan die Heilige Gees se heiligende werk in 'n mens se lewe, en wat nie lei tot werke, en wat dis meer. Dis 'n tragiese voorbeeld, maar dan kom Jakobus by twee baie positiewe voorbeelde, wat presies die teenoorgestelde vir ons uitbeeld. Die eerste voorbeeld van 'n ware geloofsvertroue is natuurlik wat hy noem in vers 21 tot 24, is die voorbeeld van Abraham. Abraham het God se belofte geglo, dat God vir hom daardie nageslag sal gee, Genesis 15:6. En eintlik het Abraham dus in die Messias wat gaan kom geglo. Dit was die oomblik van sy redding, dit was die oomblik van sy regverdiging deur die geloof, is toe hy God se belofte omhels het, met hierdie leë hand van die hart wat ek net nou van gepraat het. Dit sê Jakobus self. Hy sê, vers 23, dit is waar Abraham gered was. Maar hy sê, die vastigheid en die bewys daarvan, dat hy regtig werklik God se belofte geglo het eers jare later gekom, toe hy gewillig was om sy seun Isak te gaan offer, in gehoorsaamheid aan God. Jare later het dit geblyk, deur sy werke, sy vitals, dat dit wat gebeur het toe God vir hom daai belofte gegee het tevore, was eg. Dit was eg. Met daardie daad het Abraham nie sy redding probeer verdien nie, maar dit het gewys hoe werklik sy vertroue in God was. Hy het selfs geglo, sê Hebreërs 11, dat God vir Isak uit die dood kon opwek. Sy werke, sy vitals, het bewys gelewer dat sy geloofsvertroue eg was. Die lewensvrug, met ander woorde, was die sigbare bewys van sy die innerlike werking van die Heilige Gees. Tweede voorbeeld van 'n ware geloof, in vers 25, is die van Rahab. Rahab, die heidense prostituut in Jerigo, het tevore berigte gehoor van hoe God sy volk gered het deur die Rooi See, en sy het geglo, sy het
die berigte seker op Facebook of ek weet nie waar nie gesien, maar sy het geglo dat hy die ware God is, wat die land, hierdie land waarin sy woon, vir daai Israeliete gaan gee. Sy het dit geglo, sy het God geglo, al het God nie met haar direk gepraat nie, sy het net berigte gehoor daarvan, maar sy het dit geglo. En Jakobus sê, dit was 'n ware werk van die Heilige Gees, want jare later, toe word dit in aksie omgesit, toe sy haar eie lewe waag, om die Israelitiese spioene weg te steek. Sy het haar eie self en haar eie veiligheid en haar eie familie en alles het sy ondergeskik gestel aan wat sy oor hierdie God nou geglo het. Haar dade was die bewys, sê Jakobus. En sy was gered toe die stad vernietig is. God het haar bewaar. Sy het 'n veranderde lewe gehad, wat sigbaar was. By beide Abraham en Rahab sien ons met ander woorde 'n lewenswandel wat iets van die vrug van die Heilige Gees beginne wys, beginne vertoon. En dit is die kern van die Pinksterboodskap, is dit nie? Dat die Heilige Gees uitgestort is, juis om ware geloofsvertroue, om hierdie valse ding, om dit te ontbloot, om te vir jou te wys, hierdie ding is, jy moet wegstap van hierdie ding, maar om dan die ware geloofsvertroue in Christus in jou te skep, en jou van binnekant af te vernuwe tot 'n nuwe lewe. Wie kan dit doen? Daar's niemand van ons wat hierso sit, of enige mens op die aarde, wat so iets self kan vermag nie. Jy kan dit nie doen nie, dis onmoontlik. Dis 'n godswonder wat van die Pinkstergees kom. Uiteindelik is Jakobus se boodskap nie 'n las op ons nie, nie 'n nuwe wet wat hy op ons kom sit nie, maar dis eintlik 'n bron van groot troos en sekerheid vir die ware gelowiges. 'n Groot troos. Ja, dis ook 'n troos vir die mense wat sukkel wat mislei is en wat met 'n vervalsing sit. Dis vir so 'n persoon ook 'n troos, want so 'n persoon kan wakker word uit sy of haar slaap en die waarheid ontdek. Dis vir hulle ook 'n troos, maar dis ook 'n troos vir die wat in die waarheid is. Dit veroorsaak nie 'n spanning nie, maar eintlik 'n blydskap by 'n mens. As die Heilige Gees in jou binneste bevestig dat die dinge wat in jou lewe sigbaar is, 'n getuienis is van die Pinkstergees se inwoning en kragtige werking in jou lewe. En jy begin dit sien, wanneer jy na jou lewe kyk, jy kyk na jou lewe, jy begin sien die voetspore van die Pinkstergees, die Heilige Gees, jy begin daai voetspore sien, jy begin dit opmerk in jou lewe, 'n liefde vir Christus, 'n verlange om hom bekend te maak, 'n verlange na gehoorsaamheid, 'n afkeer van sonde in alle forme, 'n liefde vir ander se redding. Jy sien hierdie voetspore, dan is dit nie 'n rede vir jou om, ek voel nou 'n bietjie trots nie, dis 'n rede tot blydskap. Gestel byvoorbeeld iemand hoor vanoggend se diens, of gestel byvoorbeeld iemand lees hier Jakobus 2, 14 tot 26. Gestel byvoorbeeld iemand hoor dit of lees dit of wat ook al Jakobus se woorde en daardie persoon ontdek in ootmoed dat sy of haar lewe werklik iets van 'n stuk geloofsvrug openbaar. Dit is so. Die persoon kan dit uit sy of haar lewe onderskei. Jy kan dit sien. Dink net watter tinteling het dit nie tot gevolg nie. Wat 'n blydskap het dit nie tot gevolg nie. Miskien iemand wat nog in 'n stukkie van 'n twyfel gesit het, om te ontdek, maar genigtig, ek het nie rede om te twyfel nie. Jy sien die duidelike voetspore van die Heilige Gees se inwerking in jou lewe. Hierdie, vriende, is die wesenlike ervaring van Pinkster. Dat die Heilige Gees nie net op die gelowige is nie, maar in jou woon en werk, en dit produseer dinge wat jy kan waarneem, en ander mense kan dit ook waarneem, en jy kan dit self ook waarneem.
Daardie vitals, soos die paramedikus na kyk, daardie voetspore van die Heilige Gees, wat niks anders as werke is nie. 'n Vurige vertroue op die Here Jesus se verlossingswerk. Die daaglikse verlange om met die Here Jesus om te gaan. Die soeke, die honger, die begeerte na Christus en na sy mense. Die genot van selfverloning. Die drang om hom te dien, die drang om hom bly te maak, die wegvlug van alles wat jy weet in stryd is met hom, die liefde vir ander gelowiges, die passie vir verlore gaande siele, die innerlike oortuiging van sonde en oorwinning oor sonde. Jy wil nog aanlyn dit of dat, en dan outomaties voor jy jouself kon kry, is jy weer by geestelike dinge. Die dinge van die Here is voorop. Die bitterlike wroeging, wanneer jy val, en die gees bedroef het. Die liefde vir gebed. Die liefde vir die woord. En vir geestelike dinge, dat het vir jou voel, dis soos die dood, as ek die samekoms van Christus se mense mis. Dis soos dood in my. Vriende, dit is alles werke. Dis soos Rahab en Abraham. Dis nie dood soos die man wat die SMS vir die hongervriend stuur nie. Dis lewe hierdie. En dis niks anders nie as die vrug van die Heilige Gees, wat Paulus in Galasiërs 5:22 beskryf. Jy sien al hierdie praktiese vrugte van die ware geloof in jou lewe raak, al is dit nog net in 'n beginstadium, net in 'n kiem. En dit maak jou bly, dit maak jou so opgewonde. En dit versterk jou sekerheid, wat jy in elk geval uit die woord besit. Maar dit versterk dit. Soos wat die apostel sê in Romeine 8:16. Die Heilige Gees getuig saam met ons menslike gees, dat ons kinders van God is. En die vitals bevestig dit. As die paramedikus sien, boys, hier is polslag ouens. Hier is omtrent niks, maar hier is. Dan sal hulle nooit so 'n persoon dood verklaar nie. Want daar's lewe. En daar's blydskap, omdat daar lewe is. Dit is die vreugde van Pinkster, wat elke dag in ons lewens uitgeleef mag word, en groei, in intensiteit, kwaliteit en kwantiteit. Is dit nie 'n godswonder nie? Wat 'n vreugde. Kom ons bid saam en ons dank die Here vir sy groot genade. Vader, terwyl ons die uitstorting van die Heilige Gees bedink, kom ons ook in eerbied na die tafel van die Here toe.
Nie omdat ons waardig is nie, maar omdat U Seun ons waardig gemaak het deur sy kruis en opstanding. Dankie vir die kosbare bloed van Christus wat vir ons gestort is tot 'n vergewing van sondes. Dankie vir die Heilige Gees wat uitgestort is om ons harte te verlig en ons aan Jesus vas te bind. Here, soos wat die Bybel sê in 1 Korintiërs 10, die beker van danksegging is ons gemeenskap met die bloed van Christus. En die brood wat ons breek is ons gemeenskap met die liggaam van Christus. Laat hierdie tekens vanmôre, Here, vir ons 'n geestelike voedsel wees, 'n bevestiging dat U in Jesus Christus 'n gemeente vir Uself versamel het en gekoop het. Nie met goud of silwer nie, maar met die kosbare bloed van die lam. In U naam. Amen.